Die familiealtaar, Bybellesing. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Matteus hoofstuk 5 vers 6. Boodskaplesing. Jesus het gesê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dis 'n seën om selfs dors te wees, maar die duiwel het probeer om jou aan iets anders te laat dink. Tog is daardie dors deur God aan jou gegee. Luister, hoe durf jy daardie geseënde, heilige dors wat God jou gegee het om na hom te dors, probeer bevredig met die dinge van die wêreld, met televisieprogramme, drank, groot partytjies? Die duiwel het sy eie verdraaiende instrumente gebruik en daardie dors wat God jou gegee het om na hom te dors verander, sodat jy dors na die dinge van die wêreld. En elke dors wat jy het, behoort vir hom te wees, beslis, dis lewe. Jy sê nou, ek ken die Bybel beter as jy, Bro Branham. Jy kry nie lewe deur die Bybel te ken nie. Jy kry nie lewe deur by 'n kerk aan te sluit nie. Jy kry nie lewe deur gedoop te word nie. Jy kry nie lewe deur jou katekismes te ken nie. Jy kry nie lewe deur 'n prediker te wees nie. Om hom te ken is lewe, nie om die katekisme om jou kerk se reëls te ken nie, maar om hom te ken is lewe. En daardie dors wat God jou gegee het, is nie bedoel om op 'n kerk bestee te word nie. Die duiwel, indien hy jou nie kan kry om te dans, drink, onsedelik te lewe en daardie dinge te doen nie, het hy dit verdraai om jou bloot by 'n kerk te laat aansluit. En dit is steeds verdraaid, want om by 'n kerk aan te sluit gee jou nie lewe nie, maar die enigste manier waarop jy lewe kan hê, is om daardie dors te neem en dit te bevredig deur te drink by die fontein wat nooit opdroog nie. Daardie wonderlike Heilige Gees wat uit die hemel van God neerreën. Dis hoe jy lewe vind, om hom te ken, nie sy boek te ken nie, maar hom te ken. Nie jou kerk te ken nie, maar hom te ken. Nie te dors om die prediker tevrede te stel nie, maar om die Here tevrede te stel. Dit is daardie heilige dors. Dis waarvoor dit in jou is. En sal jy dit stil met die dinge van die wêreld? Dis dood. Dis verdraaid. Het die Bybel nie gesê as jy die wêreld liefhet of die dinge van die wêreld, is die liefde van God nie eens in jou nie? Daardie groot heilige dors, jy kan dit nie bevredig deur by 'n kerk aan te sluit nie. Daar is geen vervulling daarin nie. Jy probeer jou gewete stilmaak en jou hart vul met begeertes. Kom uit in die oopte, bely jou sondes en dors na God se geregtigheid, want u goederenheid is vir my beter as die lewe. My lippe sal u prys. Dink daaraan, die grootste gawe in die Bybel, 1957, deur William Marion Branham.